Hi julle, die eerste deel sal gaan oor ons reis van Dar es Salaam in die suide na die noorde, hier by Arusha verby. Arusha sit teen berg Kilimanjaro vir verwysing en hierdie deel gaan oor ons ervarings binne die Ngorongoro krater. Dis 'n 20 jaar droom wat ons gehad het, onafhanklik, om dit te ervaar. Dit is absoluut, dit is UNESCO wêrelderfenisgebied soos julle weet, voor die vir gesê het. En kyk 'n bietjie vir die vreemde boksoorte wat ons nie daar in Suidelike Afrika kry nie. Dit is 'n paar geïdentifiseer vir julle en ja, geniet dit saam met ons. Arad moes nou vanoggend die tweede keer die tent opslaan, want natuurlik het Adrie Marie weer haar bril in die tent vergeet, nadat hy opgeslaan is eers agtergekom. Arad matter, moan, en so, maar nie erg nie. Kyk nou net daar, die absolute groot meer, jessie, dis groot. Ek kan net kyk of ek daar aan die kant uit kan kom, maar daar gaan nie meer aan. Ek weet nie of mense so mooi kan sien nie. Ons is nou in Ngorongoro. Dis nou die mis van 3200 meter bo seespieël. Ja, ons gaan ry nou na die kampterrein, toe is net een hierbo. Een spesiale kampterrein wat uitgeboek is aan toe op Roteer, so die algemeen is sy naam is Simba. Ons gaan na Simba toe vandag. Dan gaan ons maar 'n bietjie daar uitspan vandag en dan môre ry ons fisies in die krater. En dan die dag daarna ry ons dan Serengeti toe. So is alles op dieselfde pad. Dis net een pad. In en uit. Krater is op die rim. Ons gaan nou fisies in die krater inry. Dit is 'n plek met meer as 20.000 diere. En dis een van die juwele van die wêreld. Dis UNESCO site. Dis absoluut juweel. Och, hier is ons droom besig om die waarheid te word. Arad het nou 'n pimpel en pers geknyp om seker te maak dis werklik. So dis nou die Ngorongoro krater met water onder. Kyk, jy kan sien daar is die krater se rand. En hier is ons eerste dier in die Ngorongoro krater, oom olifant. Oom olifant het hier so aan die werk gekom. Ja, my jessie. Dis nou die neefie of die niggie van ons springbokkies. Die Thomson's gazelle, wat 'n wannabe springbok is. Sweet.
punte. Kyk hoe is die punte van die horings. Ja, dit is nou nie so muziek. Ja, kyk al, dis is so, ek weet een van die Dis goed, dis goed so Bybel. hangertjies wat 'n mens water soek. En dan kan mens hulle sien in vergeleke met die zebras daar in die agtergrond. Dink jy dis net die stof wat hy so wit is? Maar hy lyk ook anders. Dink jy nie so nie? Eindelijk is my veldbaan bly. Kan bietjie afskeer. Dis 'n klompe bosse. Bastard, dis 'n Corrie bastard. K-O-R-I. Kyk, Kyk. jy sien. Pragtig. Wat zo? Daar pop nog een uit. Dat is 5. 5. Die leek iets zo. Als er hier gaan moet wees. Misschien is de kiel of iets. Die ander nou gaan lê oor daar sy. Van naar die plek gaan kijken. Swingeti toe. Jong mannetjie daar, né? Dan pop nog een uit, Aggie. Jullie 1, 2, 3, 4, 5, 6 leeu's. Kan jy nou oor vertel? En jullie ry van jy sien niks. Daar's 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Wow. Nog 'n zebra crossing. So net hier in die draaspad. 2 van hulle. Oh, O, so nice om te kyk. Ons nou hier vir 'n piknik. Kyk net hoe so dit lyk amper vir my soos 'n Jurassic Park, wat dit net so 'n krater is met diere oral oor. Een beetje buikje default. Ja. Kyk die ou horingkie. Dan nou die pad uit, die krater uit.
Daar is geen kameelperde binne die krater nie, want hulle kan nie afklim nie, maar daar is wel bo op die krater se rand. Dit is dan onze ervaring in Ngorongoro. Dit was deel 2 van hierdie week. Ons is nog deel 3. Het gaan van oor Serengeti. En ja, wat 'n ervaring. Ek sit eintlik so met hoendervleis as ek net dink wat ons ervaar het. Dit is regtig verruklik mooi. En ek kan verstaan dat dit 'n wêrelderfenisgebied is.